Here, hartelijk welkom aan elke gas, elke gemeentelid en elke besoeker vanoggend hier. Mag die Here jou ryklik seën saam met ons vanoggend. Ek wil net gou vra dat almal wat vir die eerste keer vanoggend hier is, net gou hulle hande opsteek en net hulle hande ophou. Ons pastoraat wil net gou vir julle verwelkomingspakket gee, sodat julle kan al ons informasie kry. Amen. Kom ons vra dat ons staan vir ons diens kan oorlei met gebed. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons hier om vanoggend, Here, in U huis en U teenwoordigheid te kan wees. Here, soos daai liedjie nou net gesing het, sweep over my soul. Here, wil ek bid en vra, Here, dat die Heilige Gees, Here, oor elke siel vanoggend sal waai. Here, elke een se hart sal aanraak vanoggend, Here, sodat hulle sal weet, Here, hulle is in U teenwoordigheid vanoggend. Here, ek wil bid en vra dat U vanoggend hierdie diens sal kom seën. Here, elke lied wat ons gaan sing, Here, tot eer en verheerliking van U naam, Here, U het sal seën. Here, U die woord sal seën wat in ons harte gaan wees vanoggend. Here, en bo alles wat ek bid en vra, Here, dat U al die lof, al die eer en al die aanbidding sal kry. Here, want U is ons God en ons koning, en U is waardig om geloof en geprys te word. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. There's revival in the air today. There's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it out the way. There's revival in the air today. There's revival in the air today. There's revival in the air today. Revival in the air, you can bring it
gehad om die musieke te lei nie, maar as ek die geleentheid het, is ek te dankbaar, prys die Here. Wil jy nie net vanoggend jou hand in die lig opsteek en sê, Here, stuur vir my meer van die Heilige Gees. Stuur vir my meer van die heerlikheid. Stuur vir my meer van die salwing, Here. Stuur vir my meer van u alles oortreffelike, soete teenwoordigheid. It's beginning to rain, hear the voice of the Father. Stay whosoever will come drink of His water. I promise to pour my Spirit out
Baie keer reën dit om jou, maar dan kry jy niks. Jy sien sommer jou broer of jou suster in die heerlikheid, maar jy het nie. As jy nou vanoggend hier gestaan het en jy sê, Here, ek het nou nog nie reën ontvang nie, dan kan jy saam met ons hierdie gebed bid wat sê, Lord, send the rain, pour out your spirit. Oh Lord, we are the ones called by your name. We humble ourselves now as we pray. We answer every son and we can pray. Lift our voice, sing your praise and sing. Lord, send the rain, pour out your spirit, let the fire fall, heal us one and all, fresh on thee. Oh Lord, send the rain, pour out your spirit, let the fire fall, heal us one and all, fresh on me. Lord, send the rain, pour out your spirit, let the fire fall, heal us one and all, fresh on me. Holding on to us. Lord, send the rain.
dankie. Dis die kantrekker vra dat die hofmeesters na vore sal kom. Goeiemorgen, liewe kerk. Dankie pastoor vir die voorraad vanoggend om hierdie saak te kan afhandel. Ek gaan veel praat, so ek joke. Ek kom vanoggend om te praat oor offering. Amen. So ek het hier geskryf offering, giving and tithing. Amen. So there's the difference between offering, giving, and tithing. So I want all of us to understand that tithing is something that God expects us to do. So normally we make an example, say you got 100%, you give 10%, or you tithe 10%, then a lot of people say 90%, it's up to you what you want to do with it. That is not true. 90%, you still need to give offering, you still need to bless other people, so it's important on how you use your 90%. Amen. You can use your 90% to invest. We call this an investment. So you invest in the kingdom of God. Amen. You know, most of the time, the Bible says, you know, where your heart is, or where your treasure is where your heart is. Amen. So if you go and invest in stock markets, what do you think happens? Every single day you check, how's your investments looking like? But if you want the best investment or the best place to invest in, it's in the house of the Lord. Because if you run into trouble, what do you think is going to happen? God is going to give back to you what you have invested. So the book of Corinthians, okay, now the book of Corinthians, you know, chapter 9, verse 7, it says, 2 Corinthians, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, I think the Africans when it says, of it, right? So, the Bible is straightforward, it says, God loves a cheerful giver. So, I'm gonna ask you to hold your investment, or whatever that you want to honor God with, hold it in your hand. But now, if you go back to Genesis, God rejected somebody's offering because their attitude was wrong. So how's your attitude as you're holding your investment? You know, I was reading this morning, it says, Abel gave some of the fruits, but Cain gave the firstborn of his livestock. There's someone who gave some. Some means you scrapped in the pocket and you saw some coins, some 10 rand, whatever. I'm not going to tell you how much you must give, but whatever that you have decided in your heart is what you're going to give. Remember, it all starts with the attitude. Are you cheerful as you're giving? If the answer is yes, give, invest in the house of the Lord. Amen. Goeiemorgen in elkaar. Ons môre vir julle liedjies sing. Ons het donderdag aan so 'n lekker gesprek hier gehad oor wat is die wil van die Here. En toe kom hierdie liedjie in my gedagtes op dat as ons in 'n vaste geloof na die Here toe gaan, ongeag wat ons gaan vra, en ons glo en vertrou soos die melaatse man, het die Here gesê, dit is my wil, ek wil dit vir jou doen. En ek wil vanmôre vir julle opmoedig, asseblief, glo daarin dat as jy opreg na die Here toe gaan en jy bid vir wat jy wil hê, en jy sê dankie daarvoor en jy wag op die Here, dit is sy wil, hy sal dit voorsien op die regte tyd. Amen.
Baie dankie vir julle pragtige deel vanoggend. Nuwe Lewe Kerk, goeiemôre aan elkeen van julle. Gaan dit met julle goed? Ek weet wanneer die gemeente 'n bietjie minder gaan wees 'n Sondagoggend, as dit reën of die krag af is in Elsburg, dan kom die Elsburgers toe, prys die Here. En hulle moet loop, jy sien. En vanoggend is ek daar in die huis besig om klaar te maak en nou moet ek ver kerk toe ry. Ek moet 20 minute hier ry, prys die Here, om saam met julle kerk te hou elke Sondagoggend. En ek dink by myself, nee, dis nou te veel. Ek gaan vir my ander kerk nou soek. Ek gaan nou sommer na die NG of die Baptiste toe gaan, dis naby my huis. En ek dink toe, hoeveel van julle moet ver kerk toe ry? Wie van julle ry meer as 5 km kerk toe elke Sondagoggend? Ja, Pastor Emmanuel, 40 kilos of wat is dit? 50 kilos vir jou. Was 'n goeie kerk en jy sal ver ry. En dis die sleutel. As die Here jou hier wil hê, sal jy verder ry. Nou Pieter, al die pad van Dykpark af. Dis 'n saak van gehoorsaamheid. Elke oggend as jy in jou kar inklim, sê Here, dankie dat ek ver kerk toe kan ry. Moet my nie nog verder stuur nie, moet my ook nie nader stuur nie. Los my nie daar waar ek is, prys die Here. Ek wil graag vanoggend vir ons streeksvoorsitterspaar, Pastor André en Lisa Kleinans, wil julle nie net opstaan in die gemeente, gou kan sien hoe mooi lyk julle. Hulle kom nou inspeksie, prys die Here. Hulle kom kyk of ons alles reg doen. Dis moeilik, maar ek glo die Here gaan ons help. Ons praat hierdie maand oor laaste woorde. En laaste woorde, weet ek en jy nou al, is ongelooflik belangrik. Laaste woorde handel oor dit wat iemand sê net voor hy afsterf of voor hy weggaan. En vanoggend seker een van die mees treffendste oggende. As jy 'n baba oorskree, is my eie na agter, Ameriek, Dolte, prys die Here. In 'n geval, Samson se laaste woorde was sy belangrikste woorde ook gewees. Samson se laaste woorde was sy eerste gebed gewees. Die laaste woorde wat Samson ooit gespreek het, was ook toevallig sy eerste gebed gewees. Laat my dink aan daardie ander man aan die kruis. Sy laaste woorde was ook sy eerste gebed gewees. Lees saam met my vanoggend oor Samson se laaste woorde in Rigters 16 vers 26 tot 31. Ek gaan in die 33 vertaling vanoggend lees. Daarop sê Samson aan die dienaar wat hom aan die hand hou, laat my staan en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daar teen kan leun. En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar. En op die dag omtrent 3000 manne en vroue wat kyk hoe Samson speel. Samson hulle vermaak. So nou moet jy sien, Samson is hier, hy's blind, hy kan nie sien nie, hy's vasgemaak, en hy moet hierdie klomp Filistyne vermaak. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. En Samson staan sy arms om die 2 middelste pilare waar die huis op gerus het, die een met sy regter en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan. En Samson sê, laat my sterwe met die Filistyne, en hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vors en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Sy broers en sy hele familie het toe afgekom en hom opgeneem en opwaarts gebring en hom begrawe tussen Soria en Estaol in die graf van sy vader Manoach, en hy het Israel 20 lang gerig. Amen. Kom ek vertel julle gou vanoggend 'n bietjie van Samson. Wie het nog nooit van Samson gehoor? Wie ken vir Samson? Van sonnaskool af. Jy kan oor gaan, dankie. Nou Samson was 'n baie interessante karakter. As 'n jong seentjie sê hierdie engel van die Here vir Samson se ouers, jy gaan 'n seun hê en hierdie seun gaan ongelooflik sterk wees. Maar jy mag nie sy hare sny nie en jy moet toe sien dat hy nie drink nie. Hy's 'n Nasareër van geboorte af. En Samson word groot met hierdie
met hierdie enorme verwagting dat hy eendag iets groots en dat hy eendag iets goeds gaan doen. Elkeen van ons wat in hierdie kerk sit, was ook 'n Samson by geboorte gewees. Ons elkeen het 'n sekere verwagting gehad. Almal wat hier sit, wou tog maar 'n president geword het, of 'n miljonair geword het, of met Patricia Loos getrou het. Almal hier het hierdie verwagting gehad, daar skiet O'Neil sy kop aan my en ek het 'n klip gegooi en ek het nie O'Neil's voorie, jy het verniet om. Maak nou of die suster nie moet sien nie. Maar Samson het hierdie verwagtinge aangaande homself gehad. Maar Samson ergens in sy lewe maak verkeerde keuses. Hy kry die verkeerde vriende, en soos enige jongman kry hy die verkeerde vriendinne, en hy like toe die sissies wat nie in sy kerk is nie. Hy hou van die Filistyne. Nou my oupa het my geleer, voor jy nog vir 'n girl vra wat jou naam is, dan vra jy wat se kerk is jy. En dan werk ek in trappe van vergelyking. Leer in Christus kan jy dadelik vra, wil jy trou? PPK, alright, AGS, eers vir 'n deurbid. Voor die evangelie kerk, terug doopwaters toe. NG Kerk moet jy baie mooi en versigtig wees. Jy moet hier by die bome kyk, Katoliek, dan draai jy om en jy stap weg. Sy was 'n Katoliek, prys die Here. In Samson se oë. Totaal en al in 'n ander denominasie gewees. En hy vat hierdie girl en hy like haar, sy's mooi, sy lyk vir hom goed, maar sy was sy grootste fout en die grootste en slegste verkeerde keuse wat Samson kon neem. Samson vat hierdie Filistyn en sy sien toe dat hy sy geheim verklap. En hy vertel toe nou vir Delilah. Delilah sê sommer vir jou, hierdie girl is moeilikheid. Daar is sekere name wat jy weet, hierdie girl gaan my vang. Dis amper soos 'n Russiese naam. Immanuel, as 'n girl eers 'n Russiese naam het, moet jy weet, so 'n eksotiese naam, iets soos Betty of Sarah of Susan of Magda, is okay. En haar naam is Delilah, en Samson vertel vir Delilah wat hy doen en wat hy verkeerd het, hoe sy krag kan neem, dat sy krag in sy hare lê. En Samson breek hierdie jongman se vertroue. En ons sit en lees hierdie verhaal Sondag na Sondag en ons veroordeel vir Samson, maar hoeveel van ons sit vandag in die situasie waarin ons sit, omdat ons maar dieselfde tipe keuses gemaak het as wat Samson gemaak het. Dis maklik om Samson te veroordeel, as ek en jy nie eers na ons eie lewe kyk, en stil word en sê, Here, maar is ek nie 'n Samson vandag nie? En hierdie Samson word gevang, hy word 'n spotvertoning, en ons het nou gelees, hy staan tussen daai twee pilare en hy bid, hy sê, Here, net nog eenmaal. Die Here verhoor sy gebed, sy laaste woorde, hy gee vir my oorwinning en 'n nalatenskap. Jy kan vanoggend saam met my aangaan na die eerste gedeelte van hierdie preek, Samson se laagste oomblik. Hier in die land van die Filistyne. Ek het baie oor die Filistyne al opgelees. Jy kan dalk dink die Filistyne is 'n lelike nasie. Jy verstaan nie wie is die Filistyne nie. Die Filistyne is eintlik seemense. Hulle het van Europa af per skip, regtig, ek maak nie grappies nou, per skip in die land van Israel aangekom, nadat hulle gevlug het. So dit was Grieke gewees, dit was 'n Griekse stam wat daar hulle self gaan nederset. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, mooi mense. En Samson, nadat hy doen wat hy doen, verloor hierdie man omtrent alles, hy's blind. So die eerste ding wat die vyand met hom doen is, die vyand vat sy visie weg. Want ek weet nie of jy al op 'n laagste was in jou lewe nie, jy kan nie die deurbraak sien nie. Mense sê vir jou, daar's lig aan die einde van die tonnel, jy soek daai lig, maar jy kan hom nie sien nie. Almal sien die lig, maar jy sien niks. Want die vyand se eerste taktiek is om jou oë uit te steek. Sy eerste taktiek is om jou hoop weg te vat. Sy eerste taktiek is om jou visie te neem. As jy op 'n laagtepunt is soos wat Samson was, dan verloor jy die
die vermoë om optimisties te wees. Kom nou, kerk. As jy op jou laagste is, dan sien jy nie die lig deurbreek. Jy sien nie meer hoop nie. Jy sien nie meer kalms nie. Dis ons wat ons vir mekaar sê. Ek sien nie die lig aan die einde van die tonnel nie. Ek sien nie die uitkoms nie. Miskien het dit tyd geword dat ons vanoggend net weer vir die Here sal sê, Here, help my om nie met hierdie oë te sien nie, maar help my om met my geestelike oë te sien. Amen. Samson gebroken. 'n man wat gebreek was. 'n man wat regtig gebreek was. Het jy al gesien, as iemand bietjie 'n harde lewe gehad het, dan lyk hy sommer, jy kan sien, hierdie man het geloop op 'n pad van klippe en teer. Struike, dissels, struikelblokke, hy lyk sommer ouer. Jy kan sien, hy was lank in die son gewees. Hy's nie rooi nie, hy's nie bruin nie, hy's maroon. Die lewe het 'n harde pad met hom gestap. Gebroken. Niks drome, aspirasies, niks meer lewe in hom nie. Hy's geboei, hy's vasgebind. As ek en jy op ons laagste punt kom, dan kom Satan en hy bind ons in allerhande sonde en ongeregtigheid. As jy daar op jou laagste is dit die oomblikke wat jy gebind word en jy net nie meer kan doen dit wat jy voorheen gedoen het nie. Samson het begeer om weer die Filistyne by mekaar te kom maak. Hy het begeer om in sy eie land te wees. Maar kind van die Here, as die vyand jou op jou laagste plek het, dan bind hy jou en hy hou jou gebonde. En seker een van die mees tragieste goed van Samson is, hierdie man het sy goeie naam verloor. Hy was verneder. Onthou nou, hierdie was 'n sterk man gewees. Hy kon 'n hou slaan. Hy het hierdie Filistyne by mekaar gemaak. En nou is hy hierdie Filistyne se slaaf. Hoe dikwels in my en jou lewe, eens was ons sterk en ons was volmoed, en nou word ek anders se slaaf, nou word ek anders se speelder. Ek word verneder en my goeie naam is daarmee heen. Mense praat agter jou rug, mense skinder, mense vertel die vreeslikste goed aangaande jou, as gevolg van die keuses wat jy in jou lewe ingeneem het. Maar toe Samson daar tussen daardie twee pilare staan, toe is Samson 'n kandidaat vir ware oorwinning. En vanmôre wil ek vir jou in hierdie plek sê, as jy op jou laagste punt is, dan is hierdie diens vir jou, en is jy ook vanoggend 'n kandidaat vir oorwinning in jou lewe. Is jy ook een wie God vanmôre kan aandoen met krag? Is jy ook een wat die Here vanmôre kan herstel, en wat die Here weer vir jou hoop kan gee? Dit laat my dink aan daai lied wat sê, ek is met vars vreugdeolie gesalf, ek is bly in die Heilige Gees. Die Here kan en wil jou vanmôre optel in heerlikheid. Samson hier op sy laagste, sê sy laaste woorde. Hoor wat bid hierdie man, hy sê, Here, onthou my tog net hierdie een keer. Samson lees ek nêrens van tevore het hy ooit gebid. Dit is verskriklik. Hierdie sterk man, hierdie kragtige man, jy lees nie van Samson se gebeure nie. Jy lees hoe Samson die Filistyne by mekaar gemaak en hoe hy allerhande verskriklike goed gedoen. Regtig nou nog ons 'n wilde jong kerel. Jy het nie 2 keer vir hom gekyk nie en dan staan hy reg om te slaan. Ken jy sulke jong manne? Jy moet hom net skeef kyk. En dan gaan hy jou piets. Samson was so. Maar Samson sy laaste woorde is toevallig ook sy eerste gebed. Kan jy dink wat sou met Samson gebeur het as Samson net vroeër na die Here toe geroep het? Kan jy dink wat sou met Samson gebeur het as Samson 'n gebedslewe gehad het voor hierdie oomblik? Maar Samson, terwyl hy daar is, besef hy dat sy enigste hoop is God. Sy enigste hoop is die Godheid. Dit is my interessant, as ek en jy planke toegeslaan word, waartoe gaan ons? Ons gaan kerk toe. Is dit nie so nie? As ek en jy down and out is, en ons weet nie meer waarheen om te vlug en waarheen om te gaan nie, dan gaan ek en jy na die Here toe. Ons ken nie die Here wanneer dit met ons goed gaan nie.
Ons roep nie na die Here toe as ek baie het nie, maar as ek verloor, dan hardloop ek na God toe. En dit is 'n goeie beginsel, want ou Elvis Presley sê, where shall I go? Seeking a refuge for my soul. I need a friend to guide me till the end. Oh, where shall I go but to the Lord? Samson gaan, en hy vlug na die Here toe. Pleks het hy dit net van tevore gedoen. Jy sien, jy moet onthou, Samson het nie die Here nodig gehad voorheen nie. As Samson in die leeukuil was, het hy die bekke van die leeu's toegemaak. Dink bietjie daaraan. Dis 'n sterk mannetjie gewees. Hy was so sterk, hy het net homself nodig gehad. Hy het die voorreg van God se gees geminag in sy lewe. As ek en jy op daai laagtepunt is, dan verlang ons na die Here. Dan verlang ons na sy Heilige Gees. Dan verlang ons na 'n eenvoudige tyd van stilte tyd en gebed. En hierdie Samson doen iets. Hy doen iets reg. Hy bid en hy gee vir God sy afhanklikheid, of hy beken aan God sy afhanklikheid. Jesaja 57 vers 15 sê so, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees. Daar's net twee plekke waar jy God sal kry. Die een is in die hemel, en die ander een is by stikkende en gebroke mense. Ek woon by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. God, ons Vader, die gans andere, die groot ek is, woon in ontoeganklike lig, maar die skrif sê, jy sal hom vind by die wat nederig is, en by die wat verbryseld is. En Samson het dit nie geweet nie, maar alhoewel God vir 'n tydperk van hom af weggegaan het, die oomblik toe hy bid en sê, Here, ek erken ek het 'n fout gemaak, ek erken ek het gesondig, toe kom die gees van die Here weer, en hy tel hom op en hy gee vir hom nuwe krag. Want jy moet weet, God is 'n God van tweede kanse. God is 'n God van tweede kanse, en in my geval, partykeer derde en vierde en vyfde en sesde en sewende en agste en negende en tiende kans ook. En in van julle geval, het die Here baie kanse. Maar God gee altyd nog 'n kans. Jou gebroke plek is God se speelveld. Weet jy dink vanoggend jou situasie lyk onmoontlik. Jy dink vanoggend en jy sit en sê, Here, ek gaan nooit hier uitkom nie. Maar kan ek vanoggend vir jou sê, die krag van die Heilige Gees, just one touch as he passes by. He will listen to the faintest cry. As ek nie vanmôre kan besef, dat as ek op daai laagtepunt is, dis daar waar God my gaan ontmoet. Dis daar waar ek geen ander uitweg nie het, waar die Here neerkom in eerlikheid en waar hy my optel nie. Dis my so wonderlik. God gee weer vir Samson sy Heilige Gees. Hier is 'n man, wat as hy iets gedoen het, dan sê die woord van God, en die Gees van die Here het oor hom vaardig geword, en dan kry hierdie ou woema, dan kry hy krag. Terwyl hy daar in die land van die Filistyne is, tussen al hierdie gemaal, toe hy vergeet wat het is om die Gees van die Here te ervaar. Maar ook kind van die Here, Jesaja 40 vers 29 sê, hy gee die moedeloses krag, en aan die kragteloses vermeerder hy sterkte. Samson in daai oomblik ontvang net weer die toedoening van die Heilige Gees. Die eerste ding wat God doen, as hy jou restoreer, hy gee weer vir jou sy Heilige Gees. Die eerste ding wat God doen, as hy jou wil optel, hy stuur vir jou die salwing, hy stuur vir jou die balsemolie van Gilead. Dis iets wat geen kerk kan verkoop nie, dis iets wat geen prediker kan namaak nie, is wanneer 'n siel daar voor God neersak, en hy stuur sy teenwoordigheid, en hy deponeer sy Heilige Gees, en hy gee vir iemand nuwe krag. Hy word sommer 'n nuwe skepsel, hy word sommer 'n nuwe wese, hy praat anders, hy sing anders, hy loop anders, want nou het hy weer die Heilige Gees van God gekry. As jy vanoggend op jou laagtepunt is, weet dit gewis, God sal weer sy Heilige Gees vir jou gee. God gee vir hom krag.
Jesaja 41 vers 10 sê, moet nie vrees nie, want ek is met jou, wees nie ontstel nie, want ek is jou God, ek sal jou versterk, ja, ek sal jou help. God gee vir hierdie man weer 'n oorwinning. Die Here help hierdie Samson en hy herstel sy naam, want jy sien, Samson het meer gedoen in sy dood as wat hy gedoen het in sy lewe. Dikwels red God ons deur die dood heen. Maar 1 Johannes 1 vers 9 is die geheim vir my en jou. En ek weet ons ken hierdie skrif in die 33 vertaling, maar hoor wat sê die Nuwe Lewende vertaling. Hy sê, as ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. As jy vanoggend verkeerdheid in jou lewe het en die dinge loop nie reg nie en alles is verkeerd, dan lê die geheim daarin om na God toe te gaan, jou sonde te bely, want hy sal jou vergewe en reinig van alles wat verkeerd is. Die Here Jesus Christus wag vanoggend vir jou. Hy wag vanoggend vir jou om hom aan te roep. Jy kan aangaan, dankie Shalom. Hy wag vanoggend vir jou. Hy smag dat jy na hom toe sal kom en hom aanroep. Romeine 10 vers 11 tot 13 sê dat hierdie geleentheid was nie vir Samson gewees nie, maar vir my en jou ook. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen Samson en jou nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Sê ek jy vanoggend so Samson na die Here toe gaan en sê, Jesus help my, gee my nog 'n kans, versterk my, tel my op, ek staan vanoggend voor U en ek kom na U toe, want U my enigste bron van hulp is, weet dit gewis, hy sal jou help. Hy sal jou krag gee, hy sal jou uitlewer, hy sal vir jou die oorwinning vanoggend gee, as ons nie die naam van die Here vanoggend kan aanroep. Ek wil afsluit. En ek wil jou vra, as jy gereed om Jesus vanoggend aan te roep? Is jy gereed om vanoggend na God toe te gaan en te sê, ek het U nodig. Ek is nou onder beheer. Ons praat ons so in die kerk, en sê ons, ek is nou onder beheer. Ek het nou stryd gevat. Ek weet nie meer waarheen om te gaan nie. As jy vanoggend in daai posisie is, kind van God, weet dit gewis. As jy jou hart voor Here Jesus buig, as jy jou tekortkominge erken en bely, en jy naam toe uitroep, dan sal hy jou herstel. Hy sal vir jou 'n nuwe begin gee. Vandag is jou tweede kans en ek wil jou uitnooi, wil jy nie jou oë toemaak vir 'n oomblik nie, en net jou hoof buig nie. Kind van God, is jy nie al vir te lank tussen die pilare nie. Het dit nie tyd geword dat jy tussen die pilare sal uitbeweeg en na God toe sal gaan en sê, Here, ek het alles probeer. My manier werk nie, my metode werk nie. Vanoggend wil ek deur hierdie woord vir jou sê, God kan en hy wil jou optel. Egter lê die geheim hier in, as julle tot my nader, dan sal ek tot julle nader. Ek en jy moet vanoggend die eerste tree gee. Ons moet vanoggend ook so Samson sê, Here, nog net een laaste maal. Here, nog net een laaste keer. Here, hier staan ek vanoggend, ek het U nodig. As jy vanoggend ingesluit wil word by hierdie gebed, dan wil ek jou vra dat jy asseblief op jou voete sal staan. Waar ook al jy nou is. En weet dit vandag, weet dit, hy sal jou optel. Hy sal jou versterk. Hy sal jou nog 'n kans gee. Hy het vir Samson verhoor, 'n blinde, gebroke, vernederde man. Aan die kruishout van Golgotha het hy daai slegte misdadiger ook verhoor, wat gesê, Here, dink tog nie aan my. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n laagtepunt. Dankie, Here, vir 'n posisie van 0. Dankie, Here, dat ek tussen twee pilare kan staan vandag. En dit voel vir my ook of die mure gaan omgee en ingee tussen my. Maar Here, ons eer U vir die goedheid U nooit volprees het.
Dankie Here vir die Seun Jesus Christus, deur wie ons vanoggend krag kan kry. Here, ons weet dat die Heilige Gees ons wees sal versterk en ruimskoots in al ons behoeftes sal voorsien. Seën ons, is my gebed in Jesus naam vanoggend. Amen. I'll cherish that old rugged cross till my trophies at last I'll lay down. Well, I will cling to that old rugged cross and exchange it someday